Geliefdes, goeiemôre. Dit is baie lekker om elkeen van julle vanoggend hier te sien. Baie welkom ook aan gaste en besoekers. Geliefdes, net so is ons deur nog 'n lydensweek. Nog 'n week waar jy hopelik besig was met selfondersoek en met onthou. Dit is wat lydenstyd met ons kan doen. Dit help ons om te fokus op selfondersoek, op dit wat hier binne ons aangaan, wat ek nodig het om te verander, wat tussen my en God staan, wat my vreugde steel, wat my tyd steel, wat my redes om voluit te leef steel, wat my voluit in vertroue met God laat leef, wat dit kom steel, die stilte tye waarom ons besig is, moet hierdie vrae vir jou kan vra. En daarom por ek jou so deur die week aan om te bid en te luister en te lees en te hoor wat tans aan die gang is hier in jou binnewêreld, sodat jy met jou eie menswees gekonfronteer kan word. Om te weet en te onthou, maar ek is net mens, ek is net stof. En daarmee kan mens werk, daarmee kan jy iets doen, daarop kan jy bou. En dan is die tweede deel van hierdie tyd waarin ons is, om te onthou wie Jesus is, die een waaroor dit alles gaan. Dit is die preekreeks waarmee ons tans besig is. Daar is meer aan Jesus en ons wil dit sien. Laasweek het ons vir mekaar gesê, daar's baie meer aan Jesus as wat ons dalk sal wil erken. Dalk ken ons hom nie so goed soos wat ons dink nie, soos wat ons nog altyd gedink het nie. Dalk is al baie meer aan hom as wat ons nog ooit sou kon dink en weet. En daarom wil ons ondersoek instel en wonder en vra, sodat ons verhouding met Jesus kan groei. Nou as ons verhouding met Jesus groei, en dit het ek laasweek ook gesê, dan kan ons beweeg. Dan kan ons beweeg van iemand wat Jesus bewonder, na iemand wat 'n leerling is van hom, wat dinge van hom ken, weet waaroor hy gepraat het, weet waarvoor hy gestaan het, en dit dan ter harte neem. En dan kan ons nog verder beweeg, van 'n bewonderaar na 'n leerling, na iemand wat 'n disipel is, wat doen wat hierdie leermeester gedoen het, wat nou gesien en gehoor en bewonder het, en nou dieselfde wil wees, en dit gaan doen. Dis die pad waarop ons tans is. James Finley het in 'n video op 'n vraag gesê waaroor lydenstyd vir hom gaan. Hy het gesê, ons wil ons bewustelikheid van God se oneindige liefde verfyn en vra vir die genade om te leef binne in sy getrouheid en genade. En toe val hy homself in die rede en sê, of om vir die Here te vra om vir ons waardering en begrip te gee vir tye waar ons dit nie reg kry om in sy bewustelikheid te leef van sy genade en getrouheid nie. Want ons is stof. En tot stof sal ons terugkeer. En as ons dit begin besef, as ons dit weet, dan kan ons onsself begin volmaak met nuwe inligting, as 'n nuwe leerling, met nuwe dinge, wanneer ons praat oor Jesus. Vandag gaan ons verder hieroor praat, oor wie Jesus nou regtig was, sy identiteit. En hopelik gaan ons saam meer kan ontdek en sien van hom. Nou ons kry 'n verskeidenheid van Jesus prente in die Nuwe Testament. Net die evangelies gee vir ons verskillende idees en prentjies oor wie Jesus was. En omdat alles wat ons weet van Jesus eers jare na sy dood geskryf is, verskil dit wat ons van hom lees natuurlik. Ek lees iemand sê dit is soos 'n familie wat praat oor 'n oupa. Almal se aspekte van hom verskil. Niemand sal 100% saamstem van wat hy op daai een aand om die tafel gesê het nie. Want almal het op verskillende goed gefokus en almal onthou verskillende goed, maar die essensie is dieselfde. En so gebeur dit in die evangelies. Markus byvoorbeeld fokus op die dade van Jesus. Hoe die dade aan die kruis vir ons iets wonderbaarliks van God openbaar. God volgens Markus is die krag en die grootheid van God aan die kruis sigbaar en ook die swakheid van Jesus aan die kruis. Dis hierdie twee verskillende pole. Dis waarop Markus fokus.
Matteus fokus om vir sy lesers te wys hoe Jesus die belofte van die Ou Testament se profesie kom vervul. Hoe hy die wet herinterpreteer. Lukas se fokus is weer wyd. Hy fokus op Jesus se omgee vir sosiale randfigure, armes, vrouens, kinders. En Johannes, die evangelie wat laaste geskryf is, gee vir ons 'n beeld van Jesus wat weer totaal anders is. Johannes vertel nie Jesus se gelykenisse nie. Hy vertel nie hoe Jesus enige demone uitdryf nie. Hy stel nie die nagmaal in nie. Hy was eerder die disipel wat gefokus het op Jesus wat sy mense se voete gewas het. Hy vertel ons van die ek is uitsprake. En dan is daar nog Paulus, en die boek Hebreërs, en Openbaring. En hulle kom vertel vir ons ander goed van Jesus. Paulus vertel vir ons hoe Jesus die sonde van die wêreld kom konfronteer het. Vir hom is Jesus se bediening nie so belangrik nie. Vir hom gaan dit oor Jesus se dood en opstanding. Dit is vir hom die kern. Hebreërs fokus op Jesus as die seun van God en wat dit beteken. En in Openbaring word Jesus as Messias, die een wat kom afreken met sonde en bose. Dis die middelpunt. Jesus het afgereken met dit. Baie inligting, ek weet. Op 'n manier wil ek sê, bevestig, wat ek laasweek gesê het. Julle, daar is so baie van Jesus wat ons al vergeet het, wat ons nog kan ontdek, wat ons dalk nog nooit geweet het nie. Nou, dis nie net die evangelies wat vir ons inligting gee oor Jesus nie. Dis ook die kerk. Daar was nog altyd in die kerk, oor alle tye, hierdie gesprekke oor Jesus. En dit gee vir ons rigting oor hoe ons met Jesus kan werk, hoe ons sy werk kan verstaan. Sy menswording, wat gebeur het aan die kruis, die graf, die opstanding. Ons het juis vanoggend alles vonkliedere gesing, van die kerk wat besig is om weer eens nie te dink oor Jesus, en ons te probeer help om nie te dink en nie te sing en te bely oor die Jesus wat ons so goed ken. Maar dit alles moet ons raak. En dit alles moet ons verander. Dis die kern van dit als. Dit help nie al hierdie inligting val op jou ore en dit raak jou nie, dit verander jou nie. Die kerk, soos ek sê, het vir jare al hierdie gesprek oor wie Jesus nou eintlik is, sodat dit ons kan verander. En vanoggend wil ek graag praat oor wie hierdie Jesus is. Die kerk kom sê vir ons eerstens, hy is die een wat ons kom bevry het. Dis die middelpunt van dit alles, sy oorwinning, dit staan sentraal oor wat ons van hom dink. Die tweede klem is op die een wat versoening gebring het met sonde. Dis 'n fokuspunt van die kerk, om die voorbeeld van Jesus, die voorbeeld wat Jesus gebring het vir die mensdom, hoe die mensdom dan nou eintlik moet lyk. Hoe dit eintlik moet wees. Hoe hierdie kruis en lewe van Jesus vir ons 'n voorbeeld is van wie ons moet wees. En dis waarby ek wil stil staan. Wat gebeur met ons as ons Jesus se storie hoor, wanneer ons hoor wie hy is, wie hy was, wat die mense oor hom sê, wat hulle hom noem. Daar was baie name vir Jesus, uit allerlei verskillende tale, maar wat beteken dit vir ons? Wat kan dit met ons doen? So kom ons kyk na 4 name vir Jesus. Jesus as die Messias, die verlosser, is waarskynlik een van die woorde wat die meeste vir Jesus gebruik word. Bietjie agtergrond oor die woord, in die Grieks is hierdie woord vir Messias Christus. Afrikaans vertaal ons dit met Messias, Jesus Christus. Dit is al so baie keer gebruik in daai volgorde dat mense kan dink is Jesus se van. Jesus Christus die Messias. In die Ou Testament word Christus wel vertaal met gesalfde. Salwing was mos nou 'n simboliese handeling wat bevestig het dat iemand bevoeg is om die werk te doen waarvoor hy gekom het. As iemand gesalf word, dan word daar gesag aan hom gegee, sodat hy sy taak kan doen, soos 'n koning. Die Ou Testament verwys na die gesalfde wat die huis van Dawid sou kom herstel. Ook later in die Ou Testament is daar verwysing na iemand wat God sou stuur om Israel se onafhanklikheid te kom herstel
en hulle te kom reinig. Nou in die Nuwe Testament praat hulle nie noodwendig van die Messias as die een waarop hierdie Jode gewag het om dit alles te kom doen nie. Paulus praat van Jesus as die Messias, van die begin af is Jesus vir die Messias, is baie algemeen. Maar vir die Jode in die Bybel sou dit vreemd gewees het, dat hierdie Messias die gesalfde is, dat hy die een is wat nou lei, maar eintlik moes hy hulle lyding kom beter maak het. Dit was anders as wat hulle gedink het. So as hulle die woord Messias hoor, dan val dit dalk snaaks op hulle oor, want hy's anders as wat hulle wou hê. Hy lei nou, in plaas van om hulle lyding beter te maak. Met ander woorde, die Messias wat hy kom wees het, is anders as wat die Jode van hom verwag het. Hulle verwagtings bepaal nie hoe hy Messias is nie. Hy's anders as wat hulle dink. Ons lees dit in Markus 8 vanaf vers 27. Daarna het Jesus en sy disippels na die dorpies naby Caesarea Philippi gegaan. Langs die pad het hy vir die disippels gevra, wie sê die mense is ek? Hulle antwoord hom, Johannes die Doper, party sê weer Elia en party een van die profete. Maar julle, vra hy, wie sê julle is ek? Petrus antwoord hom, u is die Christus. Toe belet hy hulle om dit vir iemand anders te vertel. Jesus het hulle toe begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly en dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word en 3 dae later moet opstaan. Hy het met hulle hieroor reguit gepraat. Toe het Petrus hom op sy geneem en hom berispe. Hy het egter omgedraai na sy disippels gekyk en vir Petrus berispe. Moenie aan my pad staan nie, Satan, het hy gesê. Want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar wat die mense wil hê. Toe Jesus die eerste keer aankondig wat se tipe Messias hy gaan wees, het dit Petrus so ontstel dat hy eintlik met Jesus geraas het. Hy het hom berispe. Hy het hom eenkant toe gevat en hy wou hom teregwys en sê, maar dis nie die Messias wat jy kan wees nie. Jesus noem hom sommer Satan en raai hom aan om die wil van God te soek eerder as mense sin. Jesus het nie aan mense se versoeke voldoen nie en hy raai hulle aan om dieselfde te doen. Ek gaan anders wees as wat mense verwag. Hierdie taak waarvoor ek aangestel is, waarvoor ek gesalf is, dit gaan vir mense ontstel. Hy was anders as wat hulle wou hê. In 'n sekere sin was hy minder as wat hulle wou hê. Hy word doodgemaak in plaas van om met geweld te oorwin. Maar hierdie Messias is daarom nie net minder nie, hy's ook meer, want hy's ook God. Dis iets wat hulle nie noodwendig verwag het nie. Dat hy ook goddelik is. Messias, die gesalfde, die een wat anders is as wat hulle dink, wat hulle verwagtinge oortref, op sy manier, nie die mense se idees nie, syne. Die tweede naam vir Jesus, die Heer, koning. In Grieks is hierdie Kyrios. Dit word verskriklik baie in die Nuwe Testament gebruik. Amper 720 keer. Nou wanneer die mense vir Jesus Heer aanspreek, kan dit vir verskillende redes wees. As iemand in die Bybelse tyd iemand Heer aangespreek het, dan is dit soos wat ons eintlik vir iemand meneer sou sê. So dis dalk nie 'n manier om iemand se goddelikheid of sy heerskappy aan te voer nie. Van die eerste Jode sou hom dalk net Heer genoem het, net omdat hulle hom meneer noem. In die Nuwe Testament sien ons wel dat daar soms na hom verwys word as God die Heer. Dis gewigtiger as net meneer. Sommige mense sou al vroeg vir hom dit sê. Heer, met iets dieper, met iets meer aan hom. Dis hoe hulle sy bediening van die begin af gesien het. Paulus praat verskriklik baie van Jesus as die Heer, veral as hy praat van die opgestane Heer. Want dit verwys na 'n sekere belydenis in Paulus se gedagtes. Jesus is goddelik. Hy is nie net 'n meneer nie. Dis 'n belydenis om te sê in sy dood en sy opstanding is daar klaar iets meer. As ons praat van Heer, as ons lees van Heer, dan lees ons hierdie belydenis van 'n goddelike wese alreeds in Jesus. Dit bring ons by die derde naam. Die Seun van God. Hierdie titel word in die Bybel nie net vir Jesus gebruik nie. In die Ou Testament sien ons hoe engele
hoe Israel soms die seun van God genoem word. Want daar's 'n besonderse verhouding tussen hierdie mense en God. Dit maak hulle nie noodwendig goddelik nie. Wanneer ons wel van Jesus lees, as die seun van God, dan is dit onmiddellik om vir ons iets van sy goddelikheid te wys. Dit is om hierdie intieme band tussen Jesus en God vir ons te wys. Dit wys hoe onvoorwaardelik Jesus gehoorsaam was aan God. Hoe uniek hulle verhouding was. Dat dit anders is as enige ander verhouding. Dwars deur die evangelie sien ons hoe hierdie die naam is van Jesus. Dit verwys na sy hele lewe. Hy's nog altyd, dwars deur sy lewe, in al sy swakhede, in al sy wonderdade, sy dood aan die kruis, aan sy Vader verbind. Met sy geboorte, sy doop, sy mag oor die bose, sy transformasie op die berg van verheerliking, kruisiging, sterwe, is hy een met sy Vader. Hy is die seun van God. En is volgens Matteus, God wat self aan die werk is, om hierdie openbaring te gee, dat mense dit kan besef. Hierdie radikale konsep, dat hy regtig God is. Maar julle het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, u is die Christus, die seun van die lewende God. Gelukkig is jy, Simon Barjona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. 'n Genade om dit so te kan beleef, dat Jesus ook God is. En dan ons vierde naam, die seun van die mens. Ons lees hiervan weer in hierdie selfde gedeelte. Markus 8. Jesus het hulle toe begin leer dat die seun van die mens baie moet ly. Dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word en 3 dae later moet opstaan. Hy het met hulle hieroor reguit gepraat en toe het Petrus hom op sy geneem en hom berispe. Geliefdes, hierdie term wat vir Jesus gebruik word, seun van die mens, in die evangelies word dit baie vir Jesus gebruik. Maar interessant genoeg is dit nooit mense wat hom seun van die mens noem nie. Dis andersom. Hy praat van homself as seun van die mens. Anders as die ander terme wat mense vir hom noem, gebruik hy dit wanneer hy oor homself praat. Hy gebruik dit wanneer hy gesag wil gee aan iets wat net God gewoonlik sou doen. Hy gebruik dit wanneer hy verwys na die Sabbat, na vergifnis van sonde, na sy kruisdood en sy opstanding. Hy gebruik dit wanneer hy praat oor sy wederkoms en hoe hy aan die regterkant van God gaan sit. Hy gebruik dit om homself te beskryf as die seun van die mens. Om te sê, om te wys, ek is seun van God. Ek is die een wat vir onskuldige mense gaan doodgaan, tot die voordeel van ander. Messias, Heer, seun van God, seun van die mens. En hier is die vraag nou, né? Wat doen ons met dit? Wat doen ons met hierdie titels? Is dit belangrik om dit te weet? Miskien maak dit dat wanneer jy die woorde sê of bid, dat dit nie so maklik van jou tong afrol nie, dat dit meer gewig dra. Miskien maak dit dat jy dit minder gebruik, meer gebruik. Miskien maak dit, en ek hoop dat dit is wat gebeur, dat dit jou tot die besef sal bring, dat dit 'n groot deel van Jesus se lewe opsom. Maar dat daar nog baie titels is, wat Jesus se identiteit vir ons kom wys. En dat die titels wat daar vir hom is, dinamies is. En dinamies bly. En dit is die ding van Jesus se naam, Jesus se name. Dis dinamies. Dit werk.
Dit beweeg, dit staan nie stil nie, dit word meer, dit word groter. Die laaste gedeelte wat ek vir ons wil saam lees, is Filippense 2 vers 9 tot 11. Daarom het God hom tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sal buig en elke tong sal erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Die Christendom het begin toe mense vir Jesus ontmoet het. Toe hulle begin verlang het en besluit het om te wees, maar ek weet, ek wil so leef, ek wil so wees. Ek wil hierdie persoon se name ken en dit deel maak van my lewe. Geliefdes, so baie keer mis ons nie dit nie, mis ons wie Jesus is, vergeet ons wie hy was. Glo ons nie noodwendig meer die evangelie nie, ken ons nie noodwendig meer die evangelie nie, weet ons nie meer wat dit is waarin ons glo nie, begin die dinamika van die naam vir ons verlore gaan, sy plofkrag begin verdwyn. Miskien is dit omdat daar so baie name vir Jesus is. Ek bedoel, ons het nie eers gepraat oor Jesus as vriend, broer, middelaar, leidsman, nog meer wat hy op sy aksies op aarde. En dis juist hierdie aksies, wat iets met ons moet doen, kan doen. Jesus het ook gekom as priester, profeet, as koning. En dis weer 3 name wat ons werklik waar kan help om die dinamika van Jesus te vat. Dat dit iets met ons doen. As profeet het hy gekom met kennis. En kennis, geliefdes, vra geloof. Hy het gekom as profeet. As jy al hierdie goed gehoor het, al hierdie kennis van hom, dan vra dit geloof, sodat ons kan glo wat ons nou gehoor het. En dat ons kan vertrou dat die Gees, dit wat ons gehoor het, ons lewe in lyn sal bring met dit. Ek sê dit weer. Jesus het gekom as profeet wat vir ons kom kennis bring en in die geloof kan hierdie kennis ons lewe in lyn bring. Mag Jesus vir jou 'n profeet wees, sodat die kennis oor hom jou lewe belyn. Mag Jesus vir jou 'n priester wees, wat kom met versoening. Jesus roep ons om mede-priesters te wees, medewerkers, aan die een wat versoening gebring het om dit te gaan deel. Dis wat sy naam met jou kan doen. Priester wat versoening bring, kan jou leer en lei en roep om versoening te bring. Na daar waar daar onvrede is, waar daar lyding is, waar daar ongelukkigheid is. Hy wat die stryd wat verby is, gewen het, wil hê ons moet dit met ander mense deel. Mag Jesus vir jou 'n priester wees, sodat jy sy versoening kan deel. Dat jy sy liefde kan deel. Dat jy die stryd wat verby is kan deel. En mag hy vir jou kom as koning met krag. Die koninklike werk van Christus gaan oor krag en mag en die vermoë om dinge te doen wat mense nooit gedroom het moontlik is nie. Baie keer voel die evangelie so, dit voel soos 'n droom. Kan dit werklik waar wees? Kan hierdie goed wat Jesus gebring het, Messias, Heer, Koning, Seun van die mens, Seun van God, kan dit regtig waar wees? Kan dit regtig gebeur in hierdie wêreld wat so stikkend is? As ons hom aanroep as koning, dan roep ons hom aan as die een wat krag het. Wat kom sê, hierdie wonderlike goed is nie net drome nie, dit kan waar word. Wanneer ons dit leef. As ons praat van koning, dan praat ons van krag, dan praat ons van hoop. Die hoop dat die koning nou in hierdie stikkende wêreld alreeds sal heers, alreeds sal regeer. En hierdie droom van die evangelie sal waar maak. Net die Heilige Gees kan dit in ons harte laat gebeur.
Net die Heilige Gees kan ons in ons harte oortuig om te glo in hierdie name van Jesus. Om dit te ondersoek. Om oortuig te wees dat Jesus regte God is, wat vir ons liefhet en vir ons sorg. Net die Gees kan ons oortuig om dit te vat en 'n betekenisvolle lewe met dit te leef. Waar ons ook priesters is, profete is, konings is. Amen.